Good day, I'm Colonel Craig Harrison, Officer Commanding Donitron Combat School in Potchefstroom. As is well known, Donitron Combat School is the core school of the South African Army Intelligence Corps. And as part of our leadership training, we execute each year an exercise which couples both physical strength and preparedness as well as mental strength and preparedness for the aspirant intelligence officer and non-commissioned officer. Die oefeninge staan bekend as oefeninge Bakoor. En hierdie jaar is oefening Bakoor 6. Vir die eerste keer gaan die oefening plaasvind in die Groot Marico Vallei in die verre Wes-Transvaal, om as deel daarvan ook deel te hê aan die operasionele paraatheidsplan van Noordwes Kommandement. Die oefening is beide fisies sowel as geestelik stremmend, maar die doel van die oefening is nie om fisiese vermoëns te toets, maar om die offisier en onoffisier te toets in sy vermoë om as inligtingsoffisier en of onoffisier te werk. So die oefening strek slegs oor 20 km per dag en is slegs vir 'n tydperk van 72 uur. Die man wat klaarmaak op die einde maak nie klaar as gevolg van die feit dat hy fisies geloop het, maar as gevolg van sy prestasies tydens die iets wat soos 60 oefeningkies wat tydens hierdie oefening dan uitgedeel word aan individue en syndikate. Selfs die man wat fisies dit nie maak nie, as gevolg van die feit dat hy miskien nie medies in staat is om dit te doen, of vir verskeie redes, voltooi nog steeds suksesvol die oefening na voltooiing van die toestandsketse wat hy langs die pad kry. These exercises that are given out are designed to take the man right back to basic training. They teach all subjects, or they test all subjects from basic training right through until the stage of training where he now finds himself, namely formative training for young officers and non-commissioned officers. So he will have tests in map reading, he'll have tests in compass work, he'll have tests in buddy aid, medical, tests in tactics, right through to intelligence tests in small groups or as individuals. Op die einde van die oefening, wat klaarmaak dan op Saterdag die 17de Julie, is daar 'n vrywillige been. Die been wat hy dan doen is 6,6 km, wat dan in 'n tydperk van 45 minute afgelê gaan word. Hierdie is nie eintlik deel van die oefening. Die man wat gemaak het tot op die uitpunt kry nog steeds sy sertifikaat, maar vrywillig kan hy besluit om deel te neem aan die laaste 6,6 km. Hierdie word genoem dan die vleiende vaandelsbeen. Dit is 'n tradisie van Donitron Kruisskool, 'n ryke tradisie wat gekom het van die dae van die SA Inligtingskool in Kimberley tot vandag toe in Potchefstroom. En ek moet sê dat omtrent almal neem deel aan hierdie vrywillige been om dan te slaag ook met vleiende vaandels. Julie en die eerste samels arriveer op Frikkiesmit se plaas in die Groot Marico Vallei, waar die operasionele hoofkantoor van die 1993 DTKS leierskapoefening opgerig moet word. Voor die troepe egter by die kampterrein kon kom, moes 'n moeilike sytak van die Groot Marico rivier oorgesteek word. Die eerste paar samels het die stroom sonder moeite oorgesteek. Die wal aan die oorkant het egter gou, nat en glibberig geword en vir vele drywers hoofpyne veroorsaak. Kom eens! By die kampterrein is die troepe aangetree en orders uitgereik vir die opslaan van die tydelike basis. Sy werk vir ons staan. Die een was 3, die paal en tyres op het 3. Gaan laai hom af.
Bring al die goed, sit dit hier neer. Soort by soort. Onder kaste by kaste, seile by seile. Het julle hou? Ja. Ready go, dan gaan julle. The troops eagerly set about building the campsite. First unloading the trucks, pitching tents, and digging holes for the go-karts. The first situation sketch was issued that same night, and individuals had to prepare a warning order within 10 minutes before presenting it to the rest of the syndicate. And so the end of the day saw the troops apprehensively awaiting the next 3 days of the leadership exercise. In die vroeë oggendure voor sonop is die troepe vervoer na die beginpunt van die eerste dag se stap. Net voor sonsopkoms is die eerste ruitverwysing bekend gemaak. Radiofrekwensies en uitrusting is deeglik nagegaan, voor die troepe die roete van 26 km vir die eerste dag begin. Navigation was entirely up to the syndicate members. In order to plot their route correctly, they had to draw on their knowledge and training in map reading. One mistake could mean a very long, unnecessary detour. A few syndicates found this out the hard way. Een van die hoofredes vir die besluit om die leierskapoefening in die Mariko-vallei te hou, was om die plaaslike bevolking bewus te maak van die weermag se betrokkenheid in die gebied. Die troepe se ontvangs deur die mense van Mariko was baie warm en vriendelik, en die weermag het 'n paar goeie vriende gemaak gedurende hulle kort besoek aan die gebied. Die manne het daarom so nou en dan 'n blaaskans gekry en geniet hulle welverdiende middagete. 'n Paar syndikate was egter nog ver agter en het baie grond gehad om op te maak as gevolg van die oggend se navigasiefoute. For the tired troops, the road seemed never-ending, and they took every opportunity to replenish their water bottles and rest tired feet and muscles before continuing on their way to the next grid reference, a trig beacon atop the adjacent hill.
sunset, and all the syndicates are still out. And now, to add to the ever-pressing problem of fatigue, there was the new challenge of finding one's way in the dark. Uiteindelik bereik die eerste syndikaat die oornagkamp, met die ander syndikaate kort op hul hake. Vir baie was dit 'n lang maar ook 'n seer dag. Die mediese personeel het hulle hande vol gehad met die behandeling van blaase en ander skede. En hoe voel die manne na die eerste dag se stap? Ja, dit was 'n lang dag. Ek weet nie, ek het nie eintlik kwai moeg geraak nie. Dit is nou net op die einde wat ek bietjie moeg geraak het. En ek dink my voete is nog 'n bietjie seer, maar ek's reg vir môre. The beginning wasn't too bad. It was a bit heavy on the shoulders, but halfway stage, the hips started getting a little bit sore and the back started getting a little bit sore. And near the end, the feet totally outran themselves because with the weight and your legs just going, the muscles just cramped up. And honestly, it was nag. In die begin het ons gedink het gaan dalk 'n jol wees. Toe dacht gedag vas, spyt is 'n roemer. Want ons het heel rustig gestap. Maar ek dink die hele set was in die feit dat ons aan die kant van die pad moes geloop het. Op geen stadium was ons toe groot om in die pad te loop nie. Met die gevolg, hierdie klip het ons toe nou later gevang. My voete is natuurlik kole. Ek vrees die medics op hierdie stadium en daar's baie van ons wat ook vrees op hierdie stadium. Veral die afkom nou in die donker was nogal dodelik geweest. Want jy sien nie die klippe nie. Jou voete gaan alle rigtings en jy gaan die rigting, jou voete daai rigting, jou sak vorentoe. So dit was die ergste seker geweest. Ek het al beter met bieg. Day 2 of the march dawned and saw the troops preparing a sand model of the area. Individuals were evaluated as they briefed the rest of the syndicate on the route of the second day's 20 kilometers journey over mountainous and rocky terrain. Goedendag mense. Volgens die RV's wat ons gisterand gekry het, is ons nou hierso by 43.3, 53.5. Daar is vanoggend aan ons nuwe bevele uitgereik. Ons moet sorg dat ons vandag by RV 46.1, 52.6 uitkom. And so they began the marching. Many feeling that a steep hill was not the best way to start the day's march. But once the hill had been conquered, things looked a lot better. Even the farm animals took an interest in the proceedings. Vroeg die oggend het die vorige dag se blaase reeds begin pla. Maar die medics was altyd op die toneel om die situasie te red. Hulle het gehelp met alles, van blaase tot hoofpyne, seerspiere en insekbyte. Terwyl sommiges behandeling ontvang het, was daar vir ander 'n tydjie om die swaar rugsakke af te haal en te ontspan vir 'n paar minute. Die troepe se teenwoordigheid in Mariko het veral belangstelling gewek by die jonger inwoners van die gebied. Hier het 'n paar manne weer kans gekry om waterbottels vol te maak vir die pad wat voorlê. Die groot toets vir die dag het aangebreek, waar die troepe hul groot sakke moes omruil vir belading. Hier moes planne gemaak word om 'n paal, 'n samelbuiteband, 'n motorbuiteband en sandgevulde ammo-kus saam te dra. Tydens hierdie skof was spanwerk van uiterste belang. En Staf de Bruin en sy radio Bakoor was natuurlik ook daar om die manne 'n bietjie aan te moedig. Of kan 'n mens dit nou aanmoediging noem? Radio Bakoor, your vacation station, door to door, not to not station. Die vakansiestation.
At the end of this stage, everyone got a quick chance to relax their sore bodies and eat. The stay, however, wasn't long because no one wanted to get caught in the dark again. The Marico Valley is really a beautiful part of the country, and the second day's march took the troops through many a picturesque farm. Just as the sun began to set, the first group arrived at the night's campsite in an empty field next to a river. Tired but relieved, they began digging slit trenches to sleep in. Later that night, the order was given that the troops must sleep on the other side of the river, and so they began the somewhat treacherous crossing in the dark. Okay, on the first day, after the long walk, I think all of us, our feet were very sore. You didn't know if you got blisters or not because your whole foot was sore. Your shoulders, they ached like madness because this rucksack is nearly as heavy as what I am. So it was sore, and you knew it was Fasbait. In other words, you knew some other time it must stop, so you just bit hard and went on. Today was a different thing. We had rocky hills to climb and stuff like that. Well, at a stage I thought we'll never get down there, but if your lieutenant says you go down, you go down. So it was quite hard and everything. And then they caught us with the poles and the wheels and stuff. And I think that's where team spirit build up. It was quite nice, especially when our wheel ran away and ran into a ditch. We had to pick it up with ropes and stuff. And that brought the whole group together again. And then we went on again. At the moment, I'm sore, tired, and unsure if they're going to call us back over the river again. But we'll fast bait. It's only still one day to go. I'm positive about tomorrow. I want to run the Fondels, see how I do. So I'm positive about that. Ek sal sê, ek hoor baie stories van vasbyt, maar jy moet dit self beleef. As jy eers besig is met dit, dan kom jy agter dit vat aan 'n man om dit klaar te maak. Die eerste dag sal ek sê was met die hardste gewees. Ek was nie gewoond aan dit nie. Jou liggaam, die sak is baie swaar. Vanoggend toe opgestaan het, was ek baie styf en seer en jou voete was gisteraan seer. Maar die verskil is vanmôre was jou liggaam alweer die sak gewoond. Maar vandag was 'n baie harde dag gewees. Ons het baie randjies gestap. Almal se voete is seer, die ouens het groot blaase. En van môre sal ons sien wat gebeur. Die manne is baie positief en ek glo hulle sal ver kom. En ek dink nog steeds is die moeite werd om dit te doen. Wel, ek sal begin deur te sê, okay, die eerste dag was vir my nice geweest en alles, maar so ons begin het almal gedink, okay, massive, weet, ver loop en almal het 'n verwagting gehad van ons gaan loop en loop, maar ek ons het geweet van die 32 oefeninge tussenin, maar ons het nie verwag dat dit so gaan wees nie en ons verwagting van vasbyt en wat ons gekry het is heeltemal verskillend. En ons het nogal, hulle het vir ons gesê ons gaan 22 kg loop maksimum, so 33,3 geloop, maar kyk, dis die army, wat kan ons nou maak? Vandag was dit ook nice, ons het eerste gemaak, ons was eerste klaar, ons eerste begin met die wiele, en die sameltires en al daai goed, ons het eerste klaar gemaak ook, en toe is ons hier deur 4 uur se kant, toe is ons hier oor die rivier, en toe is ons so 4 kilos op met die rivier, en toe kom ons agter, ja nee, maar ons moes eintlik hier gewees het, maar omrede ons so ver voor die ander was, toe kon ons nou niks daaraan doen nie, toe is ons maar weer terug hier na toe, nou hoor ons moet vir die 5de keer weer oor die rivier gaan, so, maar ag, dit maak nie saak nie, ons is positief oor, of die meeste van ons is positief, hoop so, en Vlende Fondels môre sal ons aanpak met nuwe hoop, en wel, ja, Syndikaat 7 is nog top, so. Die syndikaate het vroeg die volgende oggend weggespring vir die laaste dag van die 1993 leierskapoefening. Baie was moeg en seer, maar het steeds al persoonlike beloftes om klaar te maak gehou. 'n Sirkelroete van 18 km sal hulle uiteindelik by die eindpunt bring, waarna nog net die Vlende Fondelsbeen van die leierskapoefening oor is.
Die meeste van die syndikaate het uitgestap om klaar te maak en daar was vele glimlaggende gesigte by die eindpunt. So it felt great coming through the finish though. Definitely felt great. I just saw those 2 flags and yeah, there, finished. Dat is een lekker gevoel. Voeten is zeer, maar is lekker. Yes, is my so baie wolke vlieg. Is dit voel. As die ander beskrywing nie. Is ons net moeg. Ons was bietjie onseker of ek was bietjie onseker geweest oor die lengte van die fastbyt. Dit was nou wel 'n bietjie langer, maar ons gaan nie om nie, ons is nou klaar. Ek voel dit is lekker nou dat ons klaar is. En ek is bly ons almal het dit gemaak. Vervleende finals, ek weet nie. Ons sal maar later kyk hoe voel ons as dit begin en so. Ons kan nie nou sê of dit gaan doen of nie. Ons sal maar eers 'n bietjie rus en herstel. Vervleende finals, ek's moeg nou, maar soos hy nou gesê het, ons sal eers kyk 'n bietjie hoe lyk dit nou. Voete eers 'n bietjie rus, voete 'n bietjie moeg en seer. Op hierdie stadium dink ek die oefening was 'n sukses geweest. Ek het gesien dat die troepe, die uitslae van die troepe was goed geweest. Daar's bitter min ouens wat self afgeklim het van die oefening af tydens die fase waarop hulle gestap het. Die meeste onttrekkings was as gevolg van mediese redes wat enkel en knieprobleme ingesluit het. So die toppunt van die oefening is nou die vleende final oefening en daar is so 'n stuk of 40 manne wat hierdie oefening gaan deelneem aan 6,6 km wat hulle gaan hardloop. Flying Colours, a 6,6 km run with full kit, to be completed in 45 minutes. The traditional end to the DTCS leadership exercise. Competitors rounded the final bend to a warm welcome by fellow troops, NCOs, officers and civilian spectators. Colonel Harrison personally congratulated all the runners as they completed the arduous race against time. Al ek het begin vandag. Maar die beter dat minder as gister is. En toe ons so na so 2 koppies of so het ek gedink nee wat. Dis verder as toe dog ek nee wat. Vergeet maar vleende finals, vergeet dit wen en alles. En daar was baie mense wat my ondersteun het. En veral nommer 1, die eerste wat na my toe gekom het, dis Korporaal Burger. Toe sê hy vir my ja nee, hoorie so. My geld's op jou, jy gaan wen. Toe ek het nie eens beplan om dit te hardloop nie. En toe hy dit vir my sê, toe weet ek okay, ek moet dit hardloop. Maar so deur die hele vasbyt en so het ek meen ek het vir die eerste keer Korporaal Kelly het ek vir die eerste keer saam met hom gestap en hom leer ken. En hy's 'n nice mens en hy het my verskriklik onderskraag en ons hele groep. En had nie nou in ons groep in syndikaat 7 uitgesaai nie. Dit was net die ouens wat afgeval het weens mediese redes en ek dink dis great op sigself. En toe ek met vleende finals begin het, toe ek die eerste koppie so sien, toe daag ek ook nee wat, vergeet dit maar. Ek kan nie meer nie. En daar was 'n ouetjie agter my gewees, ys. En hy het gesê hy wil saam met my hardloop. Toe sê ek net vir hom, kom ys. En so by die derde heeltjie, toe weet ek nie meer of my agter my is nie, toe hou ek nog aan toe. Toe is hy lankal weg. En toe gaan ek so oor en toe ek by die eerste ouetjie kom en ek vat die landsvlag. Dit was 'n great feeling. Dit was regtig great. En toe die ou die landsvlag by my vat, toe sê ek sommer negatief. Toe besluit ek nie wat ek kan dit maak. En ek hardloop toe en die ouetjie bly my trek. Weer Gieter Blanche. Baie goed gehardloop. En hy was die hele tyd voor. Of ons het mekaar so afgelos. Dan is hy eerste, dan is ek tweede. Dan ry ons maar so. Dan gaan hy weer en toe ons hierdie laaste heeltjie vat en ons begin so afkom. Toe kom hy 'n lang been handig te pas. Toe rek ek maar my tree. En ek smeek hom toe om te loop. Ek vra vir hierdie ouetjie, "Ag, wil nie maar stap nie." En hy ignoreer my toe en besluit ek nie aan. As jy nou nie wil loop nie, dan hardloop ek maar. En hy's 'n baie nice ou en
toe sê ek vir hom ek gaan nou. Toe gee hy hom vir my. Baie sportief, baie kan we sê nie sport ou nie. Gee dit vir my, toe gaan ek maar toe ek hier opkom. Toe dog ek net daar by stop en toe ek verby die laaste ou met die rooi vlag gaan. Ek vra hom ja nee, waar is dit nou? En hy sê vir my hier by die vlag. Toe dink ek nou is toe ek my hand uitsteek na die kolonel toe dink ek, yes, great en ek sien dit so. As jy kan vasbyt maak en enigiets maak in die lewe, as jy kan vleiende vaandels maak. Definitief. Ek dink net dis great en ek sal elke ou aanraai om junior te gaan hiervoor en veral vleiende vaandels. Jou voete is seer, dit voel asof jy nie verder kan nie, dit voel asof jy doodgaan. Maar dan net you make it or you break it. Dis maar net niks. Thanks, terug uit.